trek by Handelinge 13, ons werk deur die boek, dit is deel 15 van ons reeks. Nou net so vinnig agtergrond, Handelinge 13 sien ons dat van hier af vorentoe in die boek, word die fokus weer op Paulus geplaas. Dit was op Petrus gewees, maar nou word dit verskuif die fokus na Paulus toe. Op hierdie stadium was sy naam nog Saulus gewees. Nou Paulus se eerste sendingreis skop af in Handelinge 13 en 14. Hierdie sendingreis van hom het so 2 jaar geduur. Daar was altesaam 3 sendingreise wat Paulus ondergaan het. Nou wat was 'n sendingreis? Wel, Paulus was uitgestuur deur 'n gemeente en dan het hy die wêreld rond gereis en oral waar hy gegaan het soos die Gees hom gelei het, het hy in dorpe die evangelie verkondig, hy het kerke geplant of hy het na bestaande kerke toe gegaan om hulle te help en te ondersteun en oral het hy bedien. Eerste het hy die evangelie aan die Jode gebring en dan aan die heidene, maar hoofsaaklik aan die heidene, want baie plekke het die Jode nie die evangelie aanvaar nie. So Paulus begin hier met sy eerste sendingreis in hoofstuk 13. Kom ons lees daar. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars. Ek wil net gou stil staan nie. In die vroeë kerk, die proses het so verloop. Die evangelie was verkondig in 'n dorp. Dan was daar gelowiges wat bymekaar gekom het en hulle was bedien, hulle was geleer en dan was daar 'n gemeente geplant. Daar was plaaslike gemeentes en dit is belangrik dat daar 'n plaaslike gemeente gestig word sodat gelowiges hulle self kan plant en kan groei in die gemeente. Baie ouens sê, ag nee, ek is nie nodig om aan 'n kerk te behoort nie, ek is die kerk. Ouens, dis nie heeltemal hoe die proses werk nie, wanneer ons lees in Handelinge hoe dit gewerk het van die begin af, toe die kerk begin het, sal ons sien in dorpe, het gelowiges tot inkeer gekom, dan was daar 'n gemeente geplant, 'n plaaslike gemeente, waar mense 'n geestelike huis kon vind, daar was leierskap, daar was aanspreeklikheid, lojaliteit, verantwoordelikheid, geestelike groei het plaasgevind. Want gelowiges het hulle geplant soos 'n boom en daar het hulle geestelike wortels geskiet en kon hulle groei. So plaaslike gemeentes was belangrik en Paulus het gehelp met die stigting en plant van hierdie gemeente. So in Antiochië was daar 'n sterk gemeente. Daar was sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon van Niger, wat Niger genoem word, en Lucius die Sireneer en Manaen, wat saam met Herodes die vuurvors groot geword het, en Saulus natuurlik Paulus, maar sy naam was nog Saulus. Nou in hoofstuk 13 verander sy naam amptelik na Paulus toe. Paulus was gebore as 'n Jood, en hy het 'n Romeinse burgerskap aanvaar. En die rede vir dit was omdat hy meestal vir die heidene sou bedien het en hulle hom beter sou aanvaar het dan as hy Romeinse burgerskap gehad het. So daar in hoofstuk 13 sien ons sy naam verander dan nou van Saulus na Paulus toe. Paulus is 'n Griekse naam, dit beteken letterlik klein. Ons het al daaroor gepraat, nê. Saulus, hierdie fantastiese fariseer wat baie populêr was, 'n jong man wat goed gepresteer het en hy was net hierdie fariseer wat Christendom wou uitroei en hy was Saulus gewees. En hier kom die Here, verander sy lewe en verander sy naam na Paulus, wat klein beteken. Nou sommige beweer dat Paulus was 'n kort mannetjie gewees ook. Hy het seker maar so nou en dan 'n bietjie geworstel met klein mannetjie syndroom, ek weet nou nie. Maar Paulus sy naam was klein gewees eintlik. Sy naam het klein beteken. Kom ons lees verder, Handelinge 13 vers 2. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, let mooi op die Heilige Gees, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. So, die leierskap het bymekaar gekom in hierdie gemeente, hulle het saam gebid. Die Heilige Gees het gesê, sonder nou hierdie 2 manne af. En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle gaan. Dit is my interessant, Paulus en Barnabas het nie besluit, ag ons gaan nou sommer ons eie ding doen en ons voel dat ons moet nou uitgaan en die evangelie gaan verkondig nie. Nee, daar was 'n proses gewees. Die leierskap, saam met Paulus en Barnabas, het saam gebid
die aangesig van die Here gesoek, en op die regte tyd het die Heilige Gees gesê, sonder nou hierdie 2 manne af, en nou stuur julle hulle uit. Daar was vir hulle gebid en hande opgelê. En die kerk in Antiochië het hulle uitgestuur. Dis my 'n gesonde proses. Sinvol, want daar is aanspreeklikheid, nê. Hierdie manne wat uitgestuur was, het 'n geestelike basis gehad en 'n geestelike huis. Sou hulle droog maak, kon die leierskap in die gemeente vir hulle gesê het, hey boys, wag so 'n bietjie, julle is uit lyn uit nou. Dis my gesond, nê. Ek dink daar's te veel onafhanklike bedieninge en paraministries, dis van die woord wat gebruik word, wat nie 'n geestelike tuiste het nie, wat nie aan 'n gemeente behoort nie, en ek dink nie dis altyd gesond nie. Daar moet 'n basis wees, 'n geestelike huis wat hierdie ouens aanspreeklik hou. En dis gesond om dit so te doen, en dit was ook so gedoen in die vroeë kerk. Paulus en Barnabas het 'n basisgemeente gehad, 'n geestelike huis. Kom ons lees verder. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleucia en daarvandaan weggevaar na Siprus. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig. En hulle het ook Johannes as helper gehad. Nou hierdie helper Johannes, sy regte naam is Johannes Markus. En hy is die ou ook wat die evangelie Markus later geskryf het. So hulle het oral gegaan en in die sinagoges die evangelie verkondig. Vers 6, en hulle het die eiland deurgegaan tot by Pafos en 'n towenaar gevind, 'n valse profeet. 'n Jood met die naam van Bar Jesus. Nou, ons moet onthou, gedurende daardie tyd was die naam Jesus of Joshua 'n algemene naam gewees. En hier in hierdie vers sien ons Bar Jesus, Bar beteken seun, so al wat hierdie vers basies sê is, hy was die seun van Jesus, of die seun van Joshua gewees. En hy was 'n towenaar hierdie ou, vers 7, hy was by die goewerneur Sergius Paulus, 'n verstandige man. Die het Barnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord van God te hoor. So hierdie goewerneur het hierdie towenaar as raadgewer gehad. Het die ou gehelp wanneer hy belangrike besluite moes maak, het hy hom gebruik as 'n medium. En julle sal verbaas wees hoeveel leiers vandag nog in eerste wêreldlande mediums gebruik wanneer hulle belangrike besluite moet maak. Jy weet net nie altyd daarvan. Maar nou nog word dit gedoen. Ja, totaal verkeerd. Ek meen, maar ja, hierdie towenaar het hierdie goewerneur het hom gebruik as raadgewer. Vers 8. Maar Elimas die towenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkeurig te maak van die geloof. Sien, hierdie towenaar het besef, hier's nou moeilikheid. Ek gaan dalk my werk verloor. En hierdie ouens, Paulus en Barnabas, se gees bots met my gees uit die hart van die saak, gaan dit so wees. Want hier het hierdie bose gees te doen met die Heilige Gees, met God se gees. En daar was dadelik spanning, 'n bots gewees, en hy het nie daarvan gehou nie. En hy het probeer om die goewerneur te mislei, en sê, nee, wag, bly weg van hierdie ouens af, hulle is nie reg nie. Maar Saulus het reg deur hierdie ou gesien, en hy het nie doekies omgedraai nie. Paulus het onderskeiding gehad, en hy het geweet, hier's 'n bose gees, wat hier werksaam is. Vers 9, maar Paulus, Saulus, dit is Paulus. Nou hier verander sy naam amptelik, van hier af vorentoe staan hy bekend as Paulus. Vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en vir hom gesê, het hy vir hom gesê, ag broeder, wil jy nie nou net ons 'n kans gee? Ons wil 'n paar woordjies deel met die goewerneur. Nie regtig, my broer. Ek dink raak net rustig vir my. Nee. Luister gou hierso, ouens. Paulus het vir hierdie ou gekyk en vir hom gesê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie nou ophou om die reguit weë van die Here te verdraai nie. En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar 'n donkerheid en 'n duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei.
Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslae oor die leer van die Here en het geglo. Interessant, nê? Hierdie goewerneur het duidelik gesien wie die almagtige God is, waar die werklike krag lê. Vers 13, en Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Pafos en by Perge in Pamfilië gekom, en Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochië in Pisidië aangekom, en hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. Nou hierdie Antiochië is nie dieselfde Antiochië waarvan Paulus vandaan kom nie, dis 'n ander dorp. Vers 15, en na die lesing, so hulle het in hierdie dorp aangekom, op die Sabbatdag is hulle nou daar in die sinagoge, dit was die gebruik gewees. En na die lesing van die wet en die profete, dis wat die rabbies gedoen het, nê? Hulle het in die sinagoge die wet gelees. Het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê, broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan. En toe staan Paulus op en hy sê, wel, hier is my geleentheid, nou dat julle dit so stel, wink met die hand en sê, Israeliete, en julle wat God vrees, luister, Paulus het geweet, hier is sy geleentheid. En dis vir my mooi, want hierdie was Paulus se eerste amptelike evangelie boodskap wat hy gepreek het. Hier het sy bediening amptelik afgeskop, het opgestaan en het die evangelie verkondig. Sien in hoofstuk 9 het Paulus tot bekering gekom met sy Damaskus ondervinding. En hy het nie sommer reguit in sy bediening ingestap nie. Dit het 10 jaar geneem. Hy was eers woestyn toe sy Jerusalem toe vir 'n klein rukkie, toe sy Tarsus toe. En toe het Barnabas hom gaan haal in Tarsus, in sy tuisdorp, en sê, kom help my in Antiochië. En daar was hulle vir 'n jaar lank besig, bedien in die gemeente. 10 jaar lank het God hom voorberei. En toe sê God, ek is nou klaar met jou opleiding en voorbereiding, nou gaan jou bediening begin. En Barnabas en Paulus was aan die gang, het rondgegaan en bedien, en hier is Paulus nou in Antiochië, en hy gaan hierdie evangelie boodskap bring, in die sinagoge. Daar het hy 'n geleentheid gekry om dit te doen. Hy begin toe, en hy praat met hierdie Jode, meestal Jode gewees. Kyk, die heidene, daar was baie heidene ook gewees, wat die Joodse godsdiens aanvaar het. Maar hulle mag nie in al die vertrekke in die tempel ingegaan het nie. Hulle was nie welkom in al die vertrekke nie, die Jode was. Maar ek dink hulle kon Paulus hoor toe hy gepraat het. En hy begin toe die evangelie verkondig, en hy sê, julle voorvaders was met in 'n sekere tyd, lang terug, was hulle in Egipte slawe gewees. God het gekom onder leiding van Moses, en het hulle uitgelei uit Egipte uit. 40 jaar in die woestyn, was God met julle gewees, het julle rondgetrek. Daarna het God rigters opgewek, om die volk te lei. Mense soos Samson, soos Gideon, vir 450 jaar het God rigters gebruik, en tot met die profeet Samuel. En met Samuel het die volk gesê, wel, ons wil 'n koning hê, soos die heidene nasies. Toe het God Saul uitgewys, en Saul was deur die profeet Samuel gesalf, en hy was vir 40 jaar die koning gewees van Israel. En hy gaan so aan, en hulle soos, ja, nee, preach it brother, preach it. En hy sê, ja, en toe het Saul droog gemaak, en toe het God Dawid gesalf as koning, 'n man na in God se hart. En hier begin hy so 'n bietjie toe nou, die evangelie, die ware evangelie in te bring, en hy sê, ja, en uit Dawid se geslag het God Jesus verwek, die verlosser. En toe was daar Johannes die doper, wat die mense gedoop het met die doop van bekering. Hy het van Jesus gepraat, hy was Jesus 'n voorloper, hy het selfs Jesus gedoop toe hy op aarde was, en julle het Jesus verwerp. Julle voorvaders het Jesus verwerp, en julle het vir Pilatus gesê dat hy hom moet doodmaak, en hy was gekruisig. Maar God het hom opgewek op die 3de dag. Handelinge 13 vers 38. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders,
dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles, waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Nou, hulle het nie baie hiervan gehou nie. Nou die wet was alles. Jy moet die wet onderhou, anders kan jy nie gered word nie. Hier sê hy, nee. Deur Jesus Christus, die een wie God opgewek het, deur hom word julle geregverdig. En toe die heidene hierdie boodskap hoor, was hulle baie opgewonde. Want hulle staan nou en luister, nee, baie opgewonde. Soveel so, dat hulle na die tyd vir Paulus gevra het, sal jy asseblief weer volgende week kom en met ons gesels hieroor. Hulle was meer oop vir die evangelie as die Jode. En dit was ook so, die volgende Sabbat, het Paulus weer in die sinagoge gaan praat, en die woord sê dat omtrent die hele stad het by mekaar gekom. Die hele stad was by die sinagoge, en die Jode het nie daarvan gehou nie, en dis waar hulle begin besluit het, die leiers, hulle gaan Paulus teenstaan, hulle gaan hom vervolg. Jy sien, van die begin af, was die evangelie boodskap teengestaan. Die evangelie boodskap, die krag van God, die boodskap wat jou lei na redding en verlossing, was teengestaan, was verdraai ook, van die begin af. Van die begin af het die Jode en die Romeine die Christene, die volgelinge van Jesus vervolg. Die Jode het gesê, nee, hy is nie ons Messias nie, Christendom is 'n sekte. Die Romeine het gesê, nee, Jesus is nie ons koning nie, Caesar is, en hulle het Christene vervolg. Die boodskap was verdraai. Die Romeine het gesê, gaan lees maar die briewe van Paulus, nou dat ek 'n Christen is, nou kan ek net leef nog steeds soos ek wil, want ek gaan eendag hemel toe. I was once saved and I'll be always saved. Dis wat die Jode of die heidene verkondig, die Romeine. Die Jode het gesê, nee, jy kan nie net Jesus hê nie, jy moet die wet ook onderhou. Daar's wette wat jy ook moet doen, maar ouens, dis die verdraaiing van die evangelie. So van die begin af kon ons sien, hoe daar 'n aanslag was op die evangelie boodskap. Maar daar's een ware boodskap, een ware evangelie boodskap, en dit is, Jesus Christus gekruisig en opgestaan, en wanneer jy jou geloof in Jesus Christus plaas en hom alleen, word jy geregverdig, gered, word jy verlos. En ouens, in die tye waar ons leef, het die aanslag teen die evangelie boodskap nog nie opgehou nie. Ons sien 'n verdraaiing van die woord van hierdie boodskap op verskillende maniere, en vandag gaan ons net vinnig kyk na 'n paar, ek wil dit noem, gevaarlike uitlatings, wat deur seker een van die mees invloedryke geestelike leier gemaak word deesdae, naamlik die paus. Ons almal weet, daar's 'n nuwe paus, nee, Paus Leo. Wie van julle het nie geweet nie? Wel, daar is 'n nuwe ene, en kyk nee, hy is tog so populêr. Die media plaas hom op 'n platform wat eintlik nie goed is vir hom en die wêreld nie. Die woord sê ons moet waak en bid. Ons almal weet dit. En is waar, ons bid. Ons bid sonder ophou. Maar wat beteken dit om te waak? Waak beteken om die wêreld om jou dop te hou. Ons moet wakker wees vir dinge wat besig is om te gebeur in hierdie wêreld. Ons moet die tye dop hou waarin ons leef. En ons moet aanhou uitsien na die een wat op 'n stadium gaan terugkom, wat ons gaan uitred uit hierdie wêreld uit. Jy sien, Jesus het ons klaar gered van die wêreld. Ons is mos in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Maar ek weet, eendag gaan hy kom en ons uit die wêreld red. En dan gaan hy sê, bruid saam met hom neem. En ons is opgewonde daaroor, maar terwyl ons nou in hierdie wêreld is, moet ons wakker wees vir dwaalleringe, vir valse leringe, vir die verdraaiing van die evangelie. Ons waak teen hierdie valshede, ons sy stap dit, ons wys dit uit, ons wys dit weg, en ons waarsku ook mense teen dit. Dit is belangrik, ons as kerk. Daar's tye wat ons net moet staan en stil wees, maar daar's tye wat ons onsself moet laat hoor. En ons moet vashou aan die waarheid van die evangelie en die woord. En mense waarsku. Ons het 'n nuwe brakkie. Sy naam is Rusty. Nou Rusty, ongelukkig, plaas Rusty sy sponsdorings nie op hierdie stadium waar ons dit graag wil hê nie. Soos dit nou mag gaan met 'n pappie, nê. So dit gaan maar wild, so ons moet heeltyd mense waarsku. Pas op, wees versigtig. En dis amper, jy weet,
'n dwaalleer met 'n sponsdoring vergelyk nie. En ons moet mense waarsku teen dit. Dit stink, man. En ons as kerk het 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie net stil bly nie. Nou, die paus het 'n paar uitlatings gemaak, veral een ding wat ek dink gevaarlik is. Ek is nie geskok daaroor nie. Ek meen die paus moet so inval by die algemene trend van die wêreld in die woke gemeenskap en ons het dit al baie gesien hoe hy net inval by wat mense graag wil hoor en wil weet en die nuwe paus het vir een ding gesê wat ek dink ons moet wakker voor wees en wat teenstrydig is met die woord en die evangelie. En die rede hoekom ons dit moet uitwys is omdat die paus 'n baie populêre persoon is en baie mense volg hom, seker miljoene mense nie. En onthou, hy val onder die kategorie van Christendom. Hy het 'n geweldige verhewe platform gekry en baie mense dink as hy praat God. Hulle dink dat hulle kan nie eens hulle eie Bybel lees nie. Hy gaan hom vir hulle lees en interpreteer. En daarvoor moet ons versigtig wees. En wanneer hy 'n uitlating maak wat teenstrydig is met die woord, dink ek moet ons dit regstel as kerk. Want daar kan slegte nagevolge wees, want baie mense glo hom net en volg hom net. En ek wil nie politiek of tradisie praat nie, maar vandag is dit belangrik dat ons moet besef dat die woord van God is die absolute waarheid en enigiets wat teenstrydig is met die evangelie en dit wat Jesus self verkondig het, moet ons aanspreek. En dit is belangrik dat ons 'n ewigheidsperspektief sal hê en sal behou. En wanneer die paus dinge sê soos dat daar's nie regtig 'n ewige veroordeling van God of God gaan nie op die ou einde wraak neem teen boosheid nie, sy toorn gaan nie ontvlam teenoor dit nie, daar is nie 'n hel nie, die hel is basies maar net dit wat jy nou beleef as jy nie 'n goeie mens is nie. Hel is meer metafories. Dis nie 'n plek waarheen jy gaan nie. Dan moet ons dit regstel. Wanneer 'n mens verklaar dat die hel net metafories is of dat God se regverdige geregtigheid moet buig voor mense se gevoelens en voorkeure. Ouens, dan moet ons hierdie uitlatings uitwys as 'n dwaalleer en sê kerk gelowiges wees versigtig. Jesus was baie duidelik daaroor. Die hel is 'n plek. Jesus het inteendeel meer oor die hel gepraat as die hemel. En dis 'n plek waar daar 'n onuitblusbare vuur is, daar gaan 'n weenende geknars van tande wees, daar gaan duisternis wees. En dis 'n plek waar jy jou nie self in wil bevind eendag nie. Maar dit is 'n spesifieke plek en ons kan dit nie afmaak as niks nie. Ag nee wat, God sal nie so iets doen nie. Die hel is nie geskep vir gelowiges nie. Die hel is nie geskep vir mense nie. Dit was aanvanklik geskep vir Satan, sy demone en gevalle engele. Maar as jy nie Jesus kies en 'n lewe leef wat oorgegee is aan hom en aanhou tot die einde en jou geloof behou nie, as ek bevrees, stuur jy jouself hel toe. God stuur jou nie hel toe nie. Maar ek meen, as God 'n regverdige God is, moet daar mos 'n oordeel wees vir mense wat nooit God gekies het nie, wat in boosheid geleef het. Is dit nie so nie? En om die waarheid oor die hel te versag, is nie genade nie, ons is misleidend. Dis om te sê dat God bedoel nie wat hy sê nie. Ag, hy sal nie regtig iemand hel toe stuur nie. Hy is 'n liefdevolle God. Ja, God is liefde, maar hy is regverdig ook. Jy sien, as God nie bedoel wat hy sê oor die hel nie, hoe kan ons glo dat hy bedoel wat hy sê, dat hy ons verlosser is? As daar geen gevolge vir sonde is nie, dan was die kruis van Christus verniet gewees. Hoekom is hy dan gesterf het? Dan was die kruis nie 'n redding nie, dit was 'n fout gewees en die kruisdood van Jesus Christus en sy opstanding was beslis nie 'n fout nie. Hy het gesterf aan die kruis vir my en jou. Hy het opgestaan sodat ek en jy nie 'n ewigheid in die hel hoef te beland nie en te wees nie. Sodat ons gered kan wees van die ewige hel.
Die storie van Jesus se dood en opstanding is en bly die evangelie. En ons moet versigtig wees vir valse leraars, iemand soos die Paus, wat 'n valse evangelie verkondig. Ons moet dit raak sien, ons moet dit uitwys, en ons moet ons kinders en geliefdes waarsku teen dit. Sien ouens, ons moet een ding verstaan, Jesus was duidelik daaroor, hy het gesê, ek is die weg en die waarheid. Waarheen? Na die Vader. Alle godsdienstige weë lei nie na die Vader toe nie. Net deur Jesus Christus. Mohammed kan jou nie red nie. Krishna kan jou nie red nie. Boeddha kan jou nie red nie. Net deur Jesus Christus. Hy is die weg en die waarheid. En as iemand nie Jesus kies nie, ongelukkig, gaan hulle die gevolge dra op die ou einde. Iemand het eendag gesê, if we remove the wrath of God, we remove the need for grace. Dink gou mooi daaraan, nê? Hoekom het jy genade dan nodig as daar geen toorn is nie, of as daar geen wraak is van God nie, as daar geen oordeel is nie? And the moment we redefine sin, we remove the Savior. Sonde is sonde, ouens. En die gevolge van sonde is daar, en God gaan afreken met dit. Dit is 'n strategie van die vyand. Ons sien sy plan. Hy wil probeer om Jesus Christus te verwyder van ons gedagtes. Die wêreld het ons so gewoond gemaak aan die cancel culture, nê? Alles word gekanseleer. Eers word ons geskiedenis gekanseleer, dan word gesinne gekanseleer, die man as leier word gekanseleer, ons geslag word gekanseleer, ouderdom, ons voorname, so gaan dit aan, en op jou einde gaan Jesus Christus ook totaal gekanseleer word. Dis sy plan, hy wil dit graag hê. Maar ek het nies vir hom, hy gaan dit nie reg kry nie. En daar was nog altyd valse profete. Hoekom fokus ons nou op die paus wat nou hierdie valse profete is en hierdie dinge sê? Want die paus, ouens, het 'n platform en 'n populariteit wat ongekend is en is gevaarlik. Dit is gevaarlik vir die kerk, vir die Christelike kerk. En ons moet opstaan as kerk en hierdie dwaalleringe moet ons uitwys en ons moet standpunt inneem vir die waarheid, vir die ware evangelie. Dis belangrik. Nie 'n probleem met die paus nie. Dit lyk na 'n liefdevolle ou oomie en hy doen goeie goed ook. Maar die hele wêreld, omtrent die hele wêreld, veral die Christelike kerk, hang aan sy lippe. Matteus 24 vers 12 praat Jesus oor die laaste dae. En hy sê, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Watter liefde praat hy hiervan? Nie die liefde wat die wêreld vir mekaar het, mense vir mekaar het nie. Die liefde vir God, omdat ongeregtigheid vermeerder. En ons as kinders van die Here moet wakker wees vir dit. Ons moet wakker wees. So wat moet ons doen? Ons buig nie voor gemaklike leerstellings wat ons leefstyl pas nie, wat vir ons gemaklik is nie. Ons kies nie net dit wat ons graag wil hê nie, ons kies om God se wil te doen. En ons kies om die waarheid in liefde te deel. Al kry ons teenkanting. En al kos dit ons. Ons is nie geroep om populêr te wees nie. Om net met die massa saam te gaan nie. Maar ons is geroep om Jesus te volg en hom te dien en te staan vir die waarheid in liefde. Ons is geroep om Christus te verkondig as gekruisig en opgestaan en weet dat hy op pad terug is. En ons is geroep om te verkondig dat sonde is verkeerd, sonde moet vergewe word, en ons word vergewe wanneer ons wegdraai van hierdie sonde af, en ons bely dit en ons bekeer ons van dit. En ons waarsku nie mense omdat ons wil oordeel of mense haat nie. Ons doen dit omdat ons regtig omgee en lief is vir ons medemense. As jy nie mense waarsku oor hierdie dinge nie, gee nie regtig om nie. Die ou wat net vir jou sê, ag, jy's okay, moenie worry nie man, alles gaan fyn wees. As jy dit doen, gee jy regtig om vir jou broer? As jy sien, jou broer en jou suster in Christus is besig om in die verkeerde rigting te beweeg, na die afgrond toe, en jy sê niks nie, is dit regtig liefde?
Maar omdat jy regtig omgee in liefde, waarsku ons. En nou ons mekaar aanspreeklik, en ons doen dit in liefde. 2 Timoteus 4 vers 2 sê, verkondig die woord. Paulus praat hier met Timoteus. Timoteus was 'n jong man, en hy sê, Timoteus, verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Ons bevind ons in 'n tyd soos min, ouens. 'n Tyd waar die kerk nie net van buite af aangeval word nie, maar veral van binne af. En dit is gevaarlik. Sien, wanneer die kerk van buite af aangeval word, dan maak hulle so. Hulle vorm 'n eenheid. En die kerk groei. Maar wanneer die aanvalle van binnekant af kom, is dit gevaarlik. En daarvoor moet ons versigtig wees, want dit kan 'n kerk vernietig en opbreek. En mense uitmekaar uit laat spat. Ons moet wakker wees vir dit. Die vyand het 'n slinkse plan en strategie, en ons moet wakker wees vir misleiding. En dit gebeur deur valse leringe, deur kompromie en geestelike misleiding. 2 Timoteus 4 vers 3, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede. Sien ons dit nie oral nie? Mense soek tog net 'n kerk wat die pastoor net sê wat hulle graag wil hoor. Ek dink dis belangrik dat bedienaars van die woord na gemeentes toe gaan waar die predikant die waarheid verkondig. En die waarheid kan ons soms uitdaag ook. Jy mag dalk van die kansel af iets hoor wat jy nie graag wil nie, maar as dit die waarheid is dit nodig, is dit nie so nie? Dis belangrik. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter. Timoteus, Paulus praat hier, hy sê, Timoteus, wees jy in alles nugter. Ly verdrukking, want soms, as jy wakker is en jy staan vir die waarheid, gaan jy soms verdruk word. En doen die werk van die evangelis. Vervul jou bediening. Wees wakker. Jy sien, ons moet wakker wees, veral vir valse leraars. Hulle kan gevaarlik wees. En dis leraars wat net die woord verkondig en dinge sê wat mense graag wil hoor, sodat hulle kerke vol kan wees en hulle baie geld kan kry. Ek sê dit nou sommer reguit. Nie alle kerke is so nie. Ek weet, 'n kerk het geld nodig om te funksioneer en dis lekker om 'n groot kerk te hê. Dis lekker en ek het nie 'n probleem met groot kerke nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Ons moet nog steeds die woord in liefde verkondig. Maar ek dink die waarheid moet in liefde verkondig word. Ons moet nie die evangelie verdraai nie. Siele moet gered word. En ons kan nie die evangelie verdraai en net goed voel boodskappe preek om gehore te trek nie. Dis die verkeerde rede. Ek dink daar moet boodskappe verkondig word wat woordgefundeerd is. En 'n bedienaar van die woord moet 'n gebalanseerde boodskap verkondig. Soms preek ons preke oor genade en liefde, maar daar kom tye wat ons preek oor sonde en die hel. Ons moet albei preek, daar moet 'n balans wees. Partykeer preek ons goed vol boodskappe en ons motiveer ons mense, maar daar moet ook tye kom wat jy sê, nee, ouens, dit wat ek nou sien in die kerk, dis nie reg nie, en waar jou mense moet uitdaag en sê, dis tyd om te verander, waar jy die mense challenge. Ek dink is belangrik vir bedienaars van die woord. En ons moet nie valse leraars wees, wat die evangelie versag of verdraai, net sodat ons meer mense kan kry nie. Ons moet gebalanseerde woord in waarheid verkondig. Ons kan nie stil bly daaroor nie, ouens, anders maak ons osself medepligtig aan hierdie dwaalleringe. En die woord is onveranderlik. Die woord is die waarheid. Luister gou wat staan aan Jesaja 40 vers 8. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand in ewig. Is nie mooi nie. Dit hou stand in ewig. Wie glo vandag dat God se woord die waarheid is? Amen. Dis God se wil
Dis nie onderhewig aan kultuur, aan opinie of sosiale druk nie. Ons gaan nie na die woord toe en dink, maar die kultuur het so bietjie verander, ons lewe in 'n ander tyd, so kom ons verdraai dit so bietjie, ons versag dit so bietjie en ons interpreteer die skrifte nie binne konteks nie, net soos ons dit graag wil, want dit is nie lekker vir ons wanneer die skrif ons uitdaag nie. Ons kan nie die woord aanpas by ons leefstyl nie. Ons pas ons leefstyl aan by die woord. Ek weet tye het baie verander. Die woorde van die Bybel is geskryf baie jare gelede, daar was 'n ander kultuur, maar die essens, die fundamentele waarheid van die woord het nog nooit verander nie, ouens. Dis ons riglyn. Die woord is die waarheid en ons verkondig die volle evangelie, Christus en hom gekruisig, nie 'n ongesuiwerde weergawe wat gemaklik is nie. Die woord is ons standaard, dis ons anker en ons rigtingwyser. 'n Verdraaiing van die evangelie is nie meer die evangelie nie. 'n Halwe waarheid is 'n leuen, ouens. En wat sê Paulus? Hy sê, die evangelie is die krag van God tot redding. Die ware evangelie. Nie 'n beneficial gospel nie, maar die evangelie wat die waarheid is van Jesus Christus. En ek sluit af. Staan vas vandag. Staan vas. Neem standpunt in vir Christus en die woord van God. En soms gaan jy alleen staan, maar as dit vir die waarheid is dit reg. 1 Korintiërs 16:13 sê, waak, staan in die geloof, wees manlik en wees sterk. Ons is geroep om getrou te wees, nie gewild nie. Kom ons keer terug na Bybelse moed en waarheid en die leiding van die Heilige Gees en van die woord. En die pad, ons geestelike reis, ons geloofsreis, ouens, is nie altyd maklik nie. Partykeer het ons lekker afdraandes en dan gaan ons vir dit, maar daar kom tye waar daar opdraandes is. Dis hoe dit is. Ons hou net vas aan die woord. Moenie bang wees om alleen te staan as jy vir die waarheid staan nie. Hier's 'n wekroep vir die kerk. Ons leef in die laaste dae. Jesus sê in Matteus 24, daar gaan misleiding wees. Ons sien dit reeds. Baie kerke preek 'n baie sagte boodskap, net motiverende boodskappe. Dis amper soos 'n selfontwikkeling sessie wat jy bywoon. Dis alwaaroor dit gaan. Nou is dit tyd vir dit, maar ons moet die ander kant ook verkondig. Mense, die gelowiges moet uitgedaag word om te verander. Daar moet verandering kom in ons lewens, ouens. Ons streef na heiligmaking en ons moet gechallenge word. Dis die tyd het gekom en is nou, ouens. Want die bruidegom is op pad. En ons as die kerk moet seker maak, ons lamp is vol olie. Die tyd van kompromie is verby. En ons het 'n plig. Verkondig die waarheid. Weerstaan valsheid. Hou vas aan die gesonde leer. Leef met onderskeiding. En wees 'n lewende getuie. Amen. Loof die Here. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat ons uitverkoop is vir U. Dat ons deur U Gees elke dag gelei word en dat die Heilige Gees ons verander. En ek dank U, Here, dat U ons die krag gee om standpunt in te neem vir die waarheid en vir Christus. Here, dat ons wakker sal wees vir misleiding en dwaalleringe. Here, maar dat ons vas sal hou in die waarheid van die woord. Ek dank U dat die Heilige Gees elkeen, Here, van ons lei elke dag, Here, om 'n lig te wees in hierdie wêreld. Wanneer mure om ons verkrummel en mense se lewens uitmekaar uitval, dank ek U, Here, dat ons aan U kan vashou, geanker in U kan wees en dat ons vir 'n verlore gaande wêreld 'n lig kan wees en standvastigheid kan wys. 'n lewende getuie kan wees vir Christus. Ek dank U daarvoor, Here. Help ons, Here, om in liefde die waarheid te verkondig en te leef tot eer van U naam. Omdat ons aan U behoort. Ek dank U daarvoor, Here. In Jesus naam.
Amen, amen. Loof die Here.